Goeiemôre gemeente. Asai, kan julle my hoor? Asai. Goed. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dis lekker om julle almal 2 keer hierdie naweek te sien. Ek sê dis baie lekker as mekaar meer gesien kry, want dit is mos nou wat lekker is van familie, om mekaar meer en meer te sien en sommer saam te kan lag. So kom ons draai na mekaar toe en dan groet ons mekaar vanoggend. Gemeente, ons kom vandag na die God wat lewe gee. Wanneer die wêreld dor is, wanneer ons harte leeg voel, wanneer hoop begin opdroog, dan bly God dieselfde. Hy is die bron van lewende water. Ons kom vandag nie omdat ons alles reg het nie, maar omdat ons dors is. Ons kom na hom uit wie die rivier van lewe vloei. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, die bron van alle lewe, en van Jesus Christus, die lewende God, wat water gee en altyd ons dors les, en van die Heilige Gees wat soos 'n rivier, hoop en genesing en nuwe lewe in ons harte bring. Amen. Ons gaan vanoggend 3 liedere saam sing. Ek wil sommer daar waar ons sit, kan ons sit sing. Ons gaan op berge en in dale sing, ons ou bekende een, soos 'n wildspok, en dan natuurlik, ek soek U, o God, my God daarna. So net daar waar ons sit, kom ons sing hartlik saam.
Johannes 15 sê vir ons, bly in my, soos ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. Net so kan julle ook nie as julle in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou hierdie woorde is nie net vir ons 'n uitnodiging nie, dis eintlik ook vir ons 'n spieël om na onsself te kyk. Hoe maklik probeer ons maar uit eie krag uit leef. Ons jaag sukses na, ons probeer probleme self oplos, ons raak te besig. Ons raak moeg. Ons geloof word 'n gewoonte eerder as 'n verhouding. En dan wonder ons by onsself, hoekom ons harte so droog word. Jesus herinner ons vandag dat die probleem nie is dat hy opgehou het om te lewe nie. Die probleem is dat ons soms ophou om by hom te bly. Kom ons neem 'n oomblik van stilte en ons praat met die Here waar ons nie dit reg kry om by die Here te bly nie. Waar ons vanoggend voel ons is ver van die Here, ons is bietjie uitgedroog. En ons bely vanoggend ons sondes voor hom. Kom ons neem 'n oomblik van stilte. Here, ons bely dat ons dikwels probeer leef sonder om diep in U gewortel te wees. Ons soek baie keer lewe waar daar geen lewe is nie. Ons hou vas aan die dinge wat ons nie kan red nie. Ons wil vrug dra sonder om by die bron te bly. Vergewe ons, Here. Bring ons terug na U toe. En laat die lewende water weer deur ons harte vloei. Amen. Die wonderlike, net so klein bietjie verder in Johannes 7 staan daar, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit is die goeie nuus wat ons vanoggend moet hoor, dat Christus ons nooi, nie as volmaakte mense nie, maar as die mens wie jy is, dors na hom. Gaan na hom toe. En as jy by hom kom, sal hy jou vergewe. Sal hy jou dors les. Want hy is die Jesus wat jou liefhet. Kom ons staan op en dan sê ons vanoggend saam as gemeente ons geloofsbelijdenis, dat ons weer erken in wie, in wat ons glo. So kom ons staan op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar net daar waar ons is, bly staan
En dan loof en prys ons die Here saam met die volgende liedere. Ek wil weer beklemtoon asseblief, as jou bene lam raak, as jy moeg raak, gaan sit. Ons is 'n familie saam hier, niemand gaan snaaks dink nie. So as jy moeg raak, gaan sit maar gerus. Maar kom ons sing en ons loof en ons prys ons Here saam.
Goed, is die enige kinders vanoggend hier by ons, graad R tot 3, 4. Lloyd, ek het gesien jy's daar bo, kom. Lloyd se bene is nog seer na die rugby van gister. Wie het gewen, Lloyd? Stormers of Sharks? Stormers natuurlik. Was dit lekker geweest? Ja, maar ons het verloor. Ag nee, is okay man. So, wat sien julle hier voor? Dis 'n pragtige plant, hè? Hy lyk soos hy gaan dood, hoor julle almal. So ek het nou hierdie plant saamgebring. Dis nou een van daai wat so in die hoekie van jou tuin is, wat jy nie regtig oor praat nie, wat niks mee gebeur nie. So ons gaan vanoggend 'n gedeelte lees in Esegiel. Nou in Esegiel praat dit van water, nê? Nou wat het hierdie plant nodig om te oorleef? Water en sonlig, nê? Nou kom gou saam, maar julle is nou min genoeg, so ons kan dit doen. Kom sit gou een van julle handjies, dan kom sit julle dit vir my hierso so. Dit sit die ander hand. Nee, jou hele hand, jy sit sommer net jou vingers daarso. Dis hy. Nou sien julle hoe vloei die water. Water. Nou het julle geweet, ons is ook maar eintlik soos plantjies. Ons het liewe Jesus se water nodig om ons vol te maak, nê? Nee. Water hou so baie vir my, dit loop. Dit loop binne Lloyd se arms in. So volgende keer as julle bad of stort, nê, nee, dan dink julle Jesus of God of die Heilige Gees is soos hierdie lewende water, nê? Nee? En hierdie watertjies maak ons vol. En dis Jesus wat binne ons hartjies is, nê? Nee? En dan kan ons gaan uitleef en vir ander mense ook wys. So kom ons gaan gou weg hierso. So as ons nou vol van die water is, julle kan maar die water al loskit so 'n bietjie, so ek sal skoon maak dan die Lida. Nie mekaar nie, Lloyd. So hierdie watertjies wat dan nou in ons is, gee vir die plant 'n bietjie water, ja. Die watertjies vloei binne ons en dan wat gaan maak ons met dit? As Jesus hier binne ons hartjie is, wat gaan maak ons daarmee? Ons gaan deel dit uit, nê? Nee? Sodat almal anders dit sien, nê, nee, Lloyd? Ons is mooi met ons mamma en pappa. Ons smile. Ons probeer vir ander maatjies wys dat liewe Jesus binne ons is. Ons luister vir die sonnaskooltannies, nê? Nee? Ja, ons doen dit alles, nê? Nee? Want God is so groot. Hy gee vir ons elkeen liefde en hy maak ons elkeen vol water dat ons nie so dood lyk soos hierdie plant nie, maar dat ons mooi groen lewe so is, dan die Lida weet alweer ek het plante gesteel nie, soos hierdie plant. Dis hoe ons wil lyk. Ek dink ook hy's dood, Lloyd. Dink ons kan maar ander ietsie plant, nê. Nee. So julle moet so groen wees soos hierdie plant. Maak julle self vol van liewe Jesus. Gaan lees julle Bybel. En dan wys julle dit vir almal na buite. Okay. Ons gaan my God is so groot sing. Julle ken hom, nê? Nee. So groot, so sterk
Okay, so onthou nou, ons het ons nou volgemaak met Liewe Jesus se watertjies, né? Nee? So nou gaan ons hier uitgaan, ons gaan met die sonnaskool tannies baie vriendelik wees, en vir hulle wys Liewe Jesus ons hartjies, en vanmiddag by die huis, ook as mamma en pappa wil slaap, en volgende week in die skool gaan ons vir almal wys, ons is vol van Liewe Jesus se water, né? Nee? Okay, julle kan sonnaskool toe gaan, geniet dit. Gemeente, u kry dan geleentheid om die Here met die offergawes te dien. Ek het vanoggend vir julle 'n baie spesiale gas genooi wat gevra het om ietsie te kom sê. Maar net voor ek haar wil opnooi, wil ek in die eerste plek net gou Lida, wil jy net gou opstaan? Die Glenda staan gou op, Jolandi staan gou op asseblief. Kom julle drie. Hierdie drie dames, kyk gou daar vir julle. Hulle is ons natuurlik, ons skriba, ons koster en dan ons boekhouer daarbo. Jacques de Priester sou nie moontlik gewees het sonder die drie se hande nie. Hulle het laasweek verskriklik hard gewerk. So ons as gemeente wil vir julle drie baie dankie sê vir alles wat julle gedoen het en nog steeds julle werk gedoen het. So baie dankie dat julle altyd bereid is om te help en in te spring waar dit nodig is. Ons waardeer julle. Dankie julle. Hallo, hallo. Hallo, kan julle my Sy reg? Hallo. Hallo Laura.
Dankie Sam. Goeiemôre gemeente. Van my kant af ook baie dankie vir die van julle wat Vrydag aand hier was, wat dit ondersteun het. Ek hoop julle het lekker geëet, ek hoop julle het lekker gekuier en ek hoop julle het vir Jak geniet. Ons het almal lekker gelag. Ek staan gewoonlik hier vir een rede. Sê maar. Die kermis, ek wil julle graag herinner hoekom ons kermis hou. Ek het my eie PowerPoint gemaak, want ek is Gen X, so ek hoop julle is okay daarmee. Ek gaan nou plak het aan mekaar. Ek bewe. Goed, eerste, Sika, ons ou kermis, want ons wil as familie saam kuier. Dis 'n baie lekker geleentheid, kom kuier saam, kom vier fees. Dis Saterdag, 5 September. Tweede een is die Ons kom om bitter lekker te eet. Ons het 'n klomp stalletjies. Die braaiers is al van 6 uur af in die oggend hier om 4 te maak en ja, hulle is reg. Erlanka se bom ontbyt. Ons het die teetuin gaan weer in die familiekamer wees. Ek wag net nog vir koeke wat julle moet bak. Maar dit sal nie wees, kom gerus. Pannekoek. Ons het pannekoekrollers, pannekoekbakkers, alles is in die familienies. Ons het julle elkeen nodig asseblief. Die aan die einde van die dag, it boils down to money. Ons het rande nodig. So kom spandeer julle geldjies hier asseblief. En help waar julle kan, bestanddele. Ek sê weer, als in die familienies. Die M, moedig mekaar aan. Asseblief, sê vir die ou langs jou, kom saam, die Vrydag, moenie Vrydag saam iemand in die koffieshop kry in die dorp nie. Kom Saterdagoggend 10 uur teetuin toe. Moedig mekaar aan vir die predraf. As jy nie wil draf nie, is fyn, jy kan stap. Ons weet almal ergens gaan wen, dis okay. So kom neem net deel. Okay, 8:30 Saterdagoggend. Die eet ek nou vergeet, S. Want dit is super lekker om hier te wees. Kom asseblief, kom kuier saam met ons en kom maak die dag vir almal lekker. Ek het die I onthou. Die laaste maar nie die minste nie, want dit gaan oor the great I am. Hy het ons vir 50 jaar hierdie gemeente gedra. In die tyd wat ek hier is, het gemeentelede gekom en gegaan. Leraars het gekom en gegaan. Maar hy bly hier en hy gaan nie bly. En ons kom die dag vir hom dankie sê vir 50 fantastiese jare. Wat? Hoe het my ma altyd gesê, vir my ouma altyd gesê, nou het julle dit uit die perd se bek uit gehoor, so moenie kermis mis nie, asseblief, en kom steek julle hande op, en kom help ons om dit 'n lekker dag te maak. Gemeente, daar waar julle sit, wil ek julle nou uitnooi, ons gaan spreek hier, 2 verse saam sing, net daar waar ons sit, wat ons ook vir 'n oomblik weer stil raak en voorberei, om die woord van die Here te hoor.
Ons gaan vanoggend saam lees in Jesegiel 47, vir die wat dalk hulle Bybels het of hulle fone wil oopmaak. Jesegiel 47 vers 1 tot 12. Dis ook wat die kinders vanoggend in die kategese ook behandel, so ons is weer gelyk saam met hulle. Terwyl ons so met die Bybels voor ons oop is, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here ons God, ons kom vandag soos mense wat weet hoe droog die lewe soms kan voel. Ons ken teleurstelling, ons ken verlies, ons ken bekommernis, ons ken sonde. Ons ken dae wanneer ons geloof moeg raak en ons hoop begin opraak. Maar ons dank U dat U nooit ophou om lewe te gee nie. Maak ons harte vandag oop vir die woord. Laat U Gees soos vars water oor ons lewens vloei. Maak dit wat droog geword het weer lewendig. Maak dit wat dood lyk weer nuut. Spreek, Heer, U kinders luister. Amen. Kom ons gaan lees daar saam in Jesegiel 47. Ons gaan lees vanaf vers 1 in die opskrif daar, die stroom uit die heiligdom. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit, aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe reg langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was soos 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see, en net so baie. Net die water in die moerasse en die kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Tot sover. Het jy al ooit gevoel dat jou geloofslewe soos 'n droë rivierbedding was? Jy weet, daar was eendag water, daar was eendag lewe, daar was blydskap, daar was geesdrif. Maar nou lê daar net gekraakte grond en stof. Dit is presies waar Jesegiel se gehoor hulle self bevind. Hulle sit in die Babiloniese ballingskap
Ver van hulle huis af, ver van alles wat vir hulle sekuriteit, wat vir hulle identiteit gegee het. En hulle het dit oor hulle self gebring. Die volk het teen die Here gekies en hulle het vir sonde gekies. En nou is hulle hardnekkig, hulle is verstok, soos hulle gesê het, in die sonde. En hulle beleef presies dit wat sonde altyd oplewer. 'n Dorheid. Dorheid in hulle verhouding met God, dorheid in hulle verhouding met mekaar en dorheid in hoop. Dorheid van toekoms. En asof dit nie genoeg is nie, die tempel in Jerusalem is heeltemal verwoes en vir hierdie Ou Testamentiese gelowiges was dit nie sommer net 'n gebou nie. Die tempel was gesien as die enigste plek waar God was. Die woonplek van God. So as die tempel weg is, voel dit vir hulle of God ook weg is. Erger nog, in daardie tyd het die wêreld, het die mense geglo, dat as 'n ander nasie jou verslaan het, beteken dit dat hulle God natuurlik sterker is as jou God. So vir Israel het dit gelyk of Marduk, die god van Babel, uiteindelik die oorwinning oor die Here behaal het. Wat lê vir jou voor? Kan jy jou daardie wanhoop indink? Geen tempel, geen land, geen hoop, en selfs in jou kop, geen God nie. Maar dis presies op hierdie punt, in hierdie diepste donkerte, dat God vir Esegiel 'n visioen stuur. 'n Visioen wat sê, ek is nog nie klaar met julle nie. Ek dink julle almal sal onthou, in 2018 was ons almal vasgenaal voor die TV, toe 12 sokkerseuns en hulle afrigter in 'n grot in Thailand vasgekeer was. Reënwater het hulle gange gevul, daar was geen uitweg nie, en vir dae lank het niemand eers geweet of hulle nog lewe nie. En toe gebeur iets merkwaardig, wat vandag nog by my bly, en die reddingswerker het hulle uiteindelik opgespoor. En die eerste woorde wat ons gehoor het, is nie, ons het julle uitgehaal nie. Die eerste woorde was, ons het julle gekry. Daar was nog so baie wat moes gebeur, daar was nog so baie werk om daai mense uit die grot uit te kry, maar in daardie oomblik van ons het julle gekry, is daar skielik weer hoop. En dit verander alles. Wanneer jy voel daar is hoop, dan voel dit jy kan aangaan. Wanneer jy voel daar is hoop dat jy gered gaan word, dan sien jy die lewe anders. Wanneer daar hoop in jou is, weet jy God vergeet nie van jou nie. En so het hy ook nie van Israel vergeet nie. Die Here sal soos 'n dikwels tevore weer van vooraf begin met sy volk. Hy wat hulle laat wegvoer het, sal hulle weer terugbring huis toe. Dit is die patroon van die hele Bybel. Waar mense misluk, begin God weer oor. Waar mense sonde die laaste woord wil spreek, spreek God 'n woord van genade. Esegiel sien in sy visioen hoe daar water onder die drempel van die tempel uitvloei. Let gou 'n bietjie op waar dit begin. Dis nie net 'n spruit wat iewers uitkom nie, dis nie 'n fonteintjie wat iewers net begin het nie, dit kom vanuit die tempel. Die tempel waar God teenwoordig is. Nie toevallig nie. Daar waar God teenwoordig is, word die dooie dinge weer lewend. Dit is wat ons in Genesis 1 gehoor het, toe die Gees oor die waters gesweef het, en daar het lewe ontstaan. Dis wanneer die Heilige Gees vandag in 'n mens se hart intrek. Waar God kom, daar is lewe. Al lyk die omstandighede nie altyd so goed nie. Al lyk die omstandighede dalk so bietjie dood. God bring lewe. Nou volg een van die mees skilderagtige beelde in die hele Ou Testament. Esegiel word deur hierdie water gelei en die man met die meetlint meet telkens en hy sê, ons lees eintlik hulle tel 1000 L af. Die van julle sal beter weet wat met daai goeters werk. En soos hulle loop, word die water al hoe dieper. Enkel diep, knie diep, tot by die heupe, dan moet jy daardeur swem, dan kan jy nie eers daardeur loop nie.
Onthou, dit is nou Palestina. Dis 'n droë, dorre land, waar riviere normaalweg al hoe vlakker en al hoe kleiner word, so verder hulle van die bron af beweeg. En hoe verder dit af beweeg, hoe raak dit dan nou eintlik maar later sand en woestynland. Maar God kom sê vanoggend vir ons, sy stroom werk eintlik presies andersom. Hoe verder dit van die bron beweeg, hoe dieper en kragtiger word dit. Dis nie toevallig nie, dis die hele punt van hierdie visioen. Dink 'n oomblik in jou eie geloofslewe. Hoeveel keer dink ons stilweg dat as ons geloof deel, as ons uitreik, as ons gee, dat dit gaan opraak? Dat ons gaan uitgeput raak? God se ekonomie werk nie soos ons nie. Sy genade is nie 'n bak van water wat gaan opraak elke keer as jy uitgooi nie. Dis 'n bak wat net voller en voller en voller raak. Elke keer as jy daar uitskep. Ons kan net dink aan 'n kers. As een kers 'n ander kers aansteek, daai kers gaan nie dood nie. Die lig versprei net al hoe meer en meer, hoe meer jy aansteek. Nou langs die walle van hierdie stroom staan daar bome. Hulle sê baie bome aan albei kante. Kyk mooi na wat van hierdie bome gesê word. Hulle sê hulle blare verlep nooit nie. Hulle dra elke maand vrugte. Nie net een keer per jaar soos 'n gewone boom nie, maar aanhoudend, sonder ophou. Die vrugte raak nie op nie en die blare het selfs genesende krag. Dit is die beeld van 'n lewe wat nooit uitgeput raak nie. Omdat dit sy voeding van homself trek nie, maar van God af, van hierdie stroom af. Hierdie stroom wat ons so mooi daar sien. Die tempel, die begin. Dit begin by God. Die geheim van hierdie bome is nie dat hulle al sterker of vleit geword het, die geheim is hulle ligging waar hulle staan. Hulle staan reg langs die water. Hulle wortels raak aanhoudend aan die stroom van lewe. En Psalm 1 gebruik presies hierdieselfde beeld oor die boom wat by waterstrome geplant is. Ons 'n ou sendingverhaal van 'n sendeling wat in Afrika 'n boom sien wat die droogte oorleef deur al die seisoene en hy vra toe die plaaslike mense, hoe kry hierdie boom dit reg? En hulle antwoord was, jy kyk verkeerd. En die man kyk toe op. En hulle sê nee. En die man kyk toe af. En hulle sê, ja, want die bome van hierdie wortels gaan baie dieper as wat jy ooit sal kan sien. Dit trek water daar van die gedeeltes wat ons nie eens meer kan raak sien nie. En dis presies Psalm 1 en Esegiel 47. Dan volg daai dramatiese wending van die hele visioen oor die stroom wat vloei en uiteindelik in die dooie see loop. Nou, ek weet nie wie van julle die dooie see so goed ken nie, maar die water is so sout dat niks daar kan oorleef nie. Geen vis, geen plant, geen lewe van enige aard kan oorleef in die dooie see nie. En dit is absoluut die simbool van hopeloos, van niks. Maar wanneer God se lewende stroom daardie water bereik, gebeur die ondenkbare. Hierdie dooie see word vars. Vissermanne staan en hulle vang vis met hulle nette uitgesprei en ewe skielik is daar 'n lewe. En dit is die kern van hierdie hele boodskap. God se lewe kan die mees hopelose, die mees dooie plekke in jou lewe binnendring en dit omskep in 'n oase van vrugbaarheid. Daar is geen situasie, geen sonde, geen verhouding, geen dorheid so diep wat die Here nie tot lewe kan bring nie. Nou wat beteken dit vandag vir ons? Ons leef in 'n dor wêreld, ons kan dit maar vir mekaar sê. As gevolg van sonde is daar 'n dorheid, 'n hooploosheid, 'n dooie gevoel in verhoudings met mekaar, met God, met die wêreld om ons. Ons ervaar dit baie keer in ons eie lyf. Ons is gebroke. Verhoudings werk nie uit nie, huwelike werk nie uit nie, uitgebrande harte, verhoudings wat heeltemal uit mekaar uittrek en geloof wat jy net nie meer raak sien nie. Maar God bring die lewe. Hy begin voor met ons. Elke keer wanneer ons voel ons kan nie meer nie, daar's nie meer hoop nie, dan kom die Here met sy lewende water
Hy les ons dors. Hy gee vir ons hoop. Wanneer ons in geloof ons lewens aan hom oorgee, vul hy ons met water wat ons skoon was van ons sonde. Wat vir ons nuwe lewe gee in die dooie. Wat ons laat groei. Maar hoe kom ons tot hierdie punt wat ons vandag regtig raak sien? Die Here maak ons nie net vol nie, hy maak ons eintlik oorvol. En ons is die tempels van die Here. Elkeen van ons het die Here binne ons. Wat maak ons met ons tempels? Ons is nie geskep om opgaardamme te wees nie. Julle ken 'n opgaardam, die water bly vir ewig daarin en dan later raak dit maar groen en lelik en dit is maar op die ou ende raak daai water vrot as dit nêrens heen kan vloei nie. David Kinnaman praat van smelly Christians. Hy sê Christene wat God se liefde nie uitleef nie, Christene wat nie die water verder laat vloei nie, word soos hierdie vrot opgaardamme en smelly Christians. Want ons laat dit nie verder vloei, dat ander mense ook daarvan kan kry nie. Christene is nie veronderstel om groen te raak nie. Ons is nie veronderstel om uit onsself uit te leef nie. Ons is veronderstel om die mense om ons, die mede-Christene om ons te hê, om ons te help, ons te dra, ons God te wys. In daardie moeilike tye. Ek onthou as kind, as ek in die plaasdam vir baie lank stil gestaan het en daar nie water was nie, ons nie 'n leibeerd gehad het nie, dan raak dit maar so groen. En my broer het altyd so gegril. Hy was 'n vreeslike sensoriese kind. En as hy aan die water raak, wil hy naraak, want dit is vir hom, verskriklik. Ons is nie veronderstel om so te wees nie. Op die ou einde, as ons 'n leibeerd het en die water loop weer in en uit en die dam se water is meer skoon, dan kan 'n mens weer lekker swem. Dink aan jouself as 'n opgaardam of 'n rivier. 'n Rivier wat vloei sodat ander God deur jou kan beleef. Ons as gemeente is veronderstel om 'n stroom te wees van water in 'n dorland. 'n Oase vir ander mense om dit raak te sien, om hulle dors om geles te word. Want langs die stroom is daar koelte. Langs die stroom is daar rus. Langs die stroom is daar lewe. Dit is God se droom vir sy kerk. Dit is God se droom vir Hottentots Holland Familiekerk. Dat mense wat hier instap nie net 'n erediens bywoon nie, maar so die teenwoordigheid van die Here ervaar, dat wanneer hulle uitstap, die hoop vir ander mense kan gaan wys. Maar natuurlik roep die Here ons na soveel meer. Ja, ons is riviere van lewende water wat hoop bring, maar ons is ook 'n rivier wat saam moet werk om hierdie rivier, hierdie blomme, hierdie alles aan die gang te hou, om dit vorentoe te neem. Ons is tempels van die Here wat saamwerk, sodat almal 'n stukkie van hierdie hoop kan kry. Of dit nou is as jy 'n kind in die kategese leer, of jy in die band sing, of jy tee skink, of jy dankoffers opneem, of jy mense verwelkom, elke liewe dingetjie wys daardie rivier wat verder en verder vloei. Dis wonderlik dat ons mekaar het. Mekaar in 'n gemeente om 'n gemeente saam op te bou. As elkeen van ons kan vra, waar kan God se liefde hierdie week deur my vloei? Dat ander dit kan sien. Dit verander hoe mense ons sien, hoe ons mekaar sien, en dan vloei God se rivier na ons huise, na ons huwelike, na ons kinders, na ons skole, na ons werkplekke, na die hospitale, die sportvelde, die winkels, na ons bure. Want die kerk is nie net hier Sondag as ons by mekaar kom nie. Die kerk is oral waar mense leef. Dat ons tog eendag ook kan hoor, jene, daar is daai vriendelike, wonderlike gemeente daar in Somerset Wes. My tankie is leeg, kan ek hom weer bietjie gaan volmaak daar. Wanneer ek daar mense ontmoet, het ek iets van die Here beleef. Want waar God se rivier vloei, blom die lewe. Ons leer by die bron,
Ons groei langs die rivier, ons dien omdat God se liefde deur ons vloei en ons deel die lewe met almal wat dors het. Mag ons as gemeente en elkeen van ons persoonlik nooit groen raak nie, maar aanhoudend vrug dra, aanhoudend genesing bring, aanhoudend die dorste plekke om ons in oases laat verander. Tot eer van God wat deur ons vloei. Amen. Ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here ons God, dankie dat U die bron van lewende water is. Dankie dat U nie net ons dors les nie, maar ons ook nuwe lewe gee. Here, ons bely dat ons baie keer uit eie krag uit wil alles doen en probeer weghardloop eintlik met alles wat ons wil doen. Gee dat ons sal stil word by U. Dat ons gevul word met U lewende water. Dat ons krag by U sal kry. Gee dat ons hier sal uitgaan en hierdie lewende water versprei, dat almal die hoop kan raak sien. Dat almal die water in hulle kan voel vloei en so ook dit verander gee. Ons dink aan almal, Heer, wat op hierdie stadium siek is, wat in nood is, hospitaal is, iemand aan die dood afgestaan het. En ons vra dat U ook vir hulle iemand op hulle pad sal sit, wat vir hulle die hoop ook sal gee. Dankie dat U ons God is, en dat ons in U kan lewe. Amen. Ons gaan afsluit met die woorde van Koos Du Plessis se gebed, maar net voor ons dit doen, wil ek julle net weer herinner, die Beursfonds, vanoggend se deuroffer is vir die Karel van der Merwe Beursfonds vir tersiêre studies van ons gemeentelede, en aan die program van die week sal julle sien, daar is weer Bybelstudies en alles, maar daar is ook elke dinsdagoggend van 8:30 tot 9:30 het ons kantoorvergadering. So dis ons uurtjie wat ons uitsit vir mekaar. So as julle regtig kan, asseblief help ons om daai uurtjie ook ons tydjie te maak om by mekaar te wees. En dan sal julle bid asseblief vir ons eiendomme en ons tegniese hulp erediensvergadering. Dominee net weer lekker kom kuier saam die 11de Augustus, kom kuier saam met hulle. Dis altyd 'n lekker geleentheid. Julle het nou vir Jolandi gehoor, daar's 'n hele blaadjie vol van die kermis, lees dit asseblief deur, en ons kan nie wag dat die fone môre onophoudelik lui nie, ons al drie kan lekker antwoord, en dan wil ons ook net sê baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. So kom ons staan op, en dan sing ons saam die gebed van Koos Du Plessis.
Gemeente, God het ons nie geroep om opgaardamme te wees nie, maar riviere waar deur genade vloei. So gaan hierdie week en wees vir iemand 'n teken van God se hoop. Gaan wees 'n teken van iemand se God se liefde en sy nuwe lewe. Want waar God se rivier vloei, daar blom die lewe. Mag die Here die bron van lewe jou verfris. Mag Christus die lewende water jou met sy vrede vul. En mag die Heilige Gees deur jou lewe vloei, sodat jy oral waar jy gaan 'n draer van hoop en lewe sal wees.